As daar iets is waaraan die duiwel nou ruk en pluk, is dit die kind van die Here se blydskap. Hy wil ons juis nie laat glimlag nie. En ek praat nie vanmôre net van die glimlaggie op ons gesig nie. Dis baie maklik om vir iemand te smile en te sê, ek is alright. Maar weet jy wanneer hy die blydskap in jou hart gesteel het? Daai waar jy in die middel van die nag kan opstaan met 'n opgewondenheid en met 'n blydskap om te weet dat die Here leef en ek is nie bekommerd nie. As hy daai blydskap van jou weggevat het, dan kom jy agter, jy staan op 'n moedelose en 'n hopelose plek in jou lewe. En ek besef dit vanmôre terwyl dat ek na die woord van die Here lader en ek luister vanmôre. Weet jy dat al die liedjies wat ons vanmôre gesing het, gaan juist daaroor is. Kom ons verheerlik die Here. Kom ons aanbid hom, kom ons loof hom. Psalm 100 is een van die mees bekende psalms waar die psalmdigter 'n oproep maak en vir die mense, die ganse aarde vra, juig voor die aangesig van die Here, kom voor sy aangesig met lof, met aanbidding, met lofgesange, sy voorhoewe, betree dit met blydskap. Ons almal besef dat hierdie tyd, die laaste paar weke, nie net vir ons gemeente nie, maar ons besef oor die land heen, sien ons hoeveel mense huis toe gaan. Ek het in my tydsbestek in 20 jaar in die bediening, sê ek die ander dag vir iemand, het ek slegs 2 begrafnisse van my eie gemeentelede gehad, in Middelburg 1 en Vereniging 1. In hierdie gemeente die laaste jaar, 28 gemeentelede het huis toe gegaan. Die oujaarsdiens van 2019 het die Here gesê, maak julle gereed, ek kom my kinders haal. Ek wil net vir 'n profetiese woord wat Gertjie Simons gespreek het in Pretoria Oos aanhaal, wat pastoor Chris my meedeel. Toe sê hy, in die tye wat kom, gaan daar meer begrafnisse as inseënings van kinders wees. En ek weet nie van u, ons het 2 of 3 inseënings die laaste jaar gehad. Niks gebeur as die Here dit nie deur sy profete geopenbaar het nie. Hierdie dinge wat gebeur, is so gespreek deur die Here. En ons kan vandag daarna kyk en ons kan besef, dit sit 'n beklemming, dit sit 'n benoudheid, dit sit 'n bekommernis om ons hart. Terwyl ek in hierdie week die slegte nuus van my eie vader hoor, en op daai oomblik ek nie woorde het nie. Toe sit daar iemand by my en hy doen 'n sagte gebed van versterking, en ek besef, daar is net niemand soos die Here nie. Daar is niemand so sag, so nederig, niemand so rein, niemand so heilig nie, maar ook niemand wat so vors kan wees soos ons God nie. Ek wil graag vir u lees in 1 Kronieke 16. Ons gaan net van vers 23 tot so by vers 28 lees. En die opskrif van die gedeelte sê, God laat Dawid nie toe om 'n tempel te bou nie, maar ten spyte van dit kom Dawid en hy skryf iets baie mooi in hierdie Kroniekeboek. En ek wil dit graag vir u lees. 1 Kronieke hoofstuk 16. Ekskuus, ek is verkeerd. Dis eintlik Dawid se Psalm. Ek het net die verkeerde ene. Dawid se Psalm, so kort voordat hy ook alreeds geweet het, hy kan nie die tempel bou nie. Maar hoor wat skryf hy in 1 Kronieke 16 vers 23. Sing tot eer van die Here, o ganse aarde. Verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Net vinnig vir u noem. Juist nou is die oomblik in die tyd wat u en ek, en u weet oor 'n geruime tyd het ek al daaroor gepraat, dat ons juis vir mense, die mense, hy praat nie hier van die geestelike volk nie, hy praat van sy volk, hy praat van die mense daar buite, hy praat van die hele nasie, die hele Suid-Afrika. Hier is God se hierdie opdrag eintlik, laat hulle almal, vertel van al die volke, alles,
sy wonders, sy eer. Want die Here is groot en baie lofwaardig, vers 25, en hy is gedig bo al die gode, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. 'n Getuienis om te sê eintlik, julle kan om julle kyk na al die afgodsoffers, maar kyk gou na die hemele, en dan skou eintlik hoe groot is ons God werklik. As ons net vandag kan stilstaan en net om ons, net waar ons in ons huisie of in ons woonplek woon, uitstap en ons aanskou in die aand die sterreprag, kan ons God se grootheid daarin sien om te weet, hy het dit alles gemaak. En dan gaan hy verder. Hy sê majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig. Sterkte en blydskap is in sy woonplek. En dit weet Lucifer. Dit weet die duiwel. Want onthou, hy was daar. Hy het geweet dat majesteit, heerlikheid en blydskap is in God se woonplek en dit is God se woonplek. Hy weet dit. En dan sê hy, vers 28, gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Die oproep hier is vir die volk om aan God eer te gee, maar ook sterkte. Weet jy dat u en my getuienis, u en my lofprysing en aanbidding vir die Here maak God kragtig oor die aarde heen. Hoeveel keer het ons die jare gehoor waar die volk van die Here net saam gesing het en onder die geklank van die lofgesange van God se volk word mense genees, siele kom tot bekering, mense word gedoop met die Heilige Gees. Deur die jare het dit nog nooit gestop nie en ek wil vir u vandag sê, weet jy dat dit is so gevaarlik as ons nie lof, as ons nie aanbidding aan die Here kan gee nie, want dan eer ons hom nie, ons gee ook nie sy sterkte, die geleentheid in ons midde om oorwinnings te kan behaal nie. Ek sal nooit vergeet, ek het op 'n vorige geleentheid genoem, ons was jaar net getroud gewees, en daar was so 'n blonde kop seentjie in Middelburg PPK gewees, en hy stap die môre vorentoe baie 'n kordaat, en hy sê vir die pastoor, hy wil 'n liedjie sing. En op 'n of ander manier voel die pastoor daai môre, glo die Here het hom ook gelei, laat hierdie seentjie vir ons 'n liedjie sing. En ek sal nooit vergeet, ou pastoor Henry Sykes gaan sit langs hierdie seentjie op die platform en hy begin sing, we are standing in his presence on holy ground. Ag, so nie heeltemal so noodvas nie, maar toe daai ou stemmetjie deur daai kerk weer galm, toe stap die sterkte van God in daai gebou in. Ek het 'n paar weke terug vir my vrou die woorde gesê, toe sê ek vir haar, die tyd het aangebreek dat die Here sy kragtige hand weer gaan openbaar, weer gaan uitleef. En ek wil vanmôre vir u, toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, u en ek in ons lof en ons aanbidding, in ons blydskap, gee ons aan God die eer, maar ook die sterkte om te kan doen wat hy moet doen. So daarom wil ek u aanmoedig, prys hom in jou kar, prys hom in jou huis, prys hom oral waar jy gaan, en maak seker jy gee hom die sterkte om dinge te verander en werk te kan doen wat belangrik is in u en my lewe. Blydskap word van ons weggeruk. In hierdie week het ek 'n paar keer my gevind dat ek voel, Here, ek is net nou te veel. Ek sê vir Romarius, toe hy my bel, toe sê ek vir hom hierdie woorde, en hy beamoed toe ek sê, dis nou net te veel sterftes. Ek het die gesegde gehad, en vir die gesegde, en ek het eendag die woorde gesê, toe sê ek, die bediening staaf jou, hy maak jou half hard teen die dood, want jy kom met soveel dood in aanraking. Maar ek wil vir u sê, toe ek hierdie week besef, dit is in my huis, hier, dis ook in my vaders huis, my eie huis, waar ons dood beleef. En ek besef in 'n oomblik, my vrou sal vir jou sê, hoe moeiliker ek raak, hoe moeiliker my omstandighede, ek sal stil bly, maar ek raak moeilik, ek raak krampie. Maar een ding wil ek vir jou vandag sê,
Ek besef vanmôre toe ek hierdie gedeelte lees, dis juis wat die duiwel van ons wil wegvat. Ek gaan nie vanmôre vir jou 'n lekker Pinkster herlewingspreek preek nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, kom ons verloor nie die blydskap in ons harte nie. Jy kan nie glimlag as jy nie blydskap in jou hart het nie. Jy kan nie glimlag as jy toelaat dat omstandighede besig is om jou te verwyder van God nie. Ek wil vir u sê dat as jy na Psalm 100 gaan kyk en slegs daai eerste 2 verse sê dit so mooi, by die lofoffer juig voor die Here o ganse aarde. Die gedagte as jy teruggaan na Kronieke toe en jy hoor wat sê Dawid hierso, hy sê juis daaroor en dan kom hierdie psalmdigter hy sê die hele aarde, want as die hele aarde God kan begin loof, God kan begin prys, weet jy watter krag, geen krankheid sal krag hê nie. Geen mensdom, geen politieke systeem, geen administratiewe of enige systeem gaan krag hê nie. Ons gaan nie nodig hê vir inspuitings en pille en medikasie nie, want God se sterkte gaan die aarde genees. Maar ons gee hom nie altyd meer die sterkte nie. Ons wil die Here baie keer net loof wanneer die kerk oopgaan, net prys wanneer ons in die kerk saam sing. Ek wil vir u sê, ek is nie 'n sanger nie, maar ek wil vir jou sê ek het agtergekom, my generie en my gesinge wanneer ek in my huis is of wanneer ek op die pad is, het stil geraak. My lofprysinge vir die Here het stil geraak en my atmosfeer het meer en meer belaaid geraak met die omstandighede en die druk van die lewe. Ek wil vir u vandag sê, die tyd het aangebreek, dat u en ek as mense gaan opstaan in te midde van die stryd, te midde van die geveg, en ons gaan beginne om weer God te eer, om weer te loof, om weer te pryse, sodat hy sterkte in ons midde kan hê, sodat hy sy eer weer met ons kan deel, en weer 'n deel van ons kan maak. Die klem in hierdie psalm val juis op die ganse aarde. Hy praat nie eens hier van die kerk nie. Dis lekker as die kerk by mekaar kom, maar weet jy, 'n uur of 2 of 3 ure in 'n week bepaal nie wat die oorwinning daar buite gaan bewees nie. Maar ek wil vir u sê, as ek met 'n opgewonde en 'n vrolike hart weer by die winkelsentrum kan instap, vriendelik kan word met mense om my, wanneer ek in my stilte van die dag of die nag weer 'n ou liedjie kan sing en kan begin neerie, dan begin ek die sterkte van die Here in my midde kry. En ek wil vanmôre vir Gertskomman sê en vanmôre vir die gemeente sê, kom ons vat vanmôre 'n boodskap van hoop en van sterkte. Kom ons vat ons lof, kom ons vat ons aanbidding, kom ons vat ons blydskap terug en ons begin dit gee aan 'n wêreld wat God nodig het. Halleluja. Daar is geen rede eintlik hoekom ons moet kramp hê en mislik wees nie. Eintlik geen rede nie. Want in die krag van sy sterkte is ons oorwinnaars, elkeen. Dit maak nie saak wat my afkoms is en wat my stand in die samelewing is nie. Ons het die Here meer nodig dan ooit van tevore. Die kerk is veronderstel om altyd vrolik te wees, dis 'n feit. En ek wil vir u sê, jy kom môre agter, omdat ons nou so 'n paar weke toe wat vanweë die COVID, dan kom jy agter mense verloor daai. Hulle weet nie meer hoe nie. Weet jy hoekom? Want as jou geesteshuis toe is, as jou kerk se deure toe is, dan wil ek vir jou sê, soos een van die ou godsmanne gesê het, moenie jou hartsdeure vir die Here maak nie. Die kerk is lankal nie meer die barometer, luister mooi, van ons geloofslewe nie. Eintlik was dit tog nooit nie. Die ware barometer van ons geloofslewe is wanneer ons tussen mense kan instap en hulle kan omdraai en sê, ek wil hê wat jy het. Ek wil hê wat jy het. Ek wil geniet wat jy het. Ek sien jy het 'n blydskap. Ek sien jy dinge in die lewe kry jou nie onder nie. Wat het jy wat jou so besonder maak? Come let me tell you. Ek het Jesus.
Ek het die grootheid van my Vader in my lewe. Ek dien 'n God wat my nie sal oor. Dis wonderlik as die kerk vrolik is. Dis wonderlik, maar ek wil vir u sê, ek het vele kinders van die Here gesien. As hulle in die kerk is, dan juig hulle en hulle dans en hulle jubel. En iemand vra my die ander dag, dans julle nou nog in die tyd van COVID? Toe sê ek, Poetie, gee ons net 'n halwe kans. Ons dans die matte nog stikkend en ons gaan dit nog stikkend dans, want dis wie ons is. Dis wat ons is. Ons verheerlik ons in die Here. Maar ek wil vir u vandag vra, wanneer ek by daai deur uitstap, en dit het ek soveel keer gesê, hier kan ons juig en rejoice. Maar stap by daai deur uit en keer daar vir ou Andre voor 'n vra van hom gaan sê, o broer, ag die omstandighede. Jy het nou net gerejoice. Why don't you take this victory outside? Hallo? Hoekom kan jy nie met dieselfde vreugde? Ek wil vir jou sê, weet jy waar slaan die duiwel Gerts kom aan? Die hardste. Meeste van die tyd direk na kerk. En ek kom vanmôre agter. Die slinkse vent het nou al 'n paar keer traps vir my gestel. En Bram, ek trap in daai traps. Ek juig en ek rejoice, maar as ek hier uitstap, papi, ek sê vir jou, dis een vet traffic jam voordat ek daai hekkie by die huis oopmaak. Nie eens 'n taxi kan my so kwaad maak nie. You know why? Hy weet. Hy weet. Die eintlike gedagte is wat jou blydskap hieruit. Go show it to a world. Weet jy wat gaan transformasie in die wêreld bring? Die vreugde van die kinders van die Here se harte, die opgewondenheid, die blydskap. Ons leef nou in die sterftes en ek besef dit. In hierdie week toe kom daai skrif by my duidelik op en sê, laat die dooies begrawe, en ek tog so, maar Here, hoekom hierdie skrif? Ek moet 'n geliefde, ek moet my ou vader gaan begrawe. Maar Here, hoekom nou? Hoekom nou? En die Here sê vir my, hy's op 'n beter plek. Jy moet nog daar kom. Een van die broers in die gemeente, hy is nie hier vanmôre nie, stuur vir my boodskap, hy gaan dit nou nie aanhaal soos hy dit gesê het nie. Maar ek wil dit vanmôre vir u aanhaal. Ek sit hier so en ek is redelik sad en ek sit 'n paar songs by mekaar en my trane is vlak. En die broer stuur vir my 'n boodskap, hy sê vir my, ou boetie, hy sê ek dink bietjie anders as ander mense. Hy sê ek is eintlik bly vanmôre en jy moet saam met my bly wees. Hy sê jou papi is op 'n beter plek. Hy sê maar ek wil jou graag 'n verhaaltjie vertel. Hy sê hierdie oomie en tannie het vir jare lank die Here gedien. En op 'n tyd toe sterf die tannie. Sy gaan huis toe. En 'n paar jaar later toe sterf die oom. En toe hy daar in die hemel kom, toe stap hy so deur die hemele. En hy sien al die mooi dinge. Strate van goud. Die mooiste tuine, die heerlikheid van die Here. En hier in hom word hy baie kwaad vir die tannie. En hy kry haar daar in die hemel en hy sê van, weet jy, as jy nie al die jare ons so gesond laat eet het nie, was ons lankal hier. Ons het iets om na uit te sien. Regtig waar. Ons het iets om na uit te sien. As ek in hierdie wêreld instap en ek kyk na die smart en die ellende van die wêreld en dit is besig om my af te trek, dan beteken dit dat my fokuspunte is nie meer op die regte plek nie, want die koninkryk van die hemele word hier in Kronieke vervat deur Dawid se Psalm en hy sê in sy huis is daar sterkte, in sy woonplek is daar blydskap. Kom voor sy aangesig met 'n heerlikheid, gaan sy voorhoewe in met lofgesange, en ek wil vir u sê, elke dag van my lewe, die oomblik wat ek 'n oproep na die Here maak, in gebed, dan stap ek in sy voorhoewe in, dan stap ek in sy teenswoordigheid in, en ek wil u vanmôre sê, met watter gemoedstoestand gaan ons daardie voorhoewe in. Ek vind my hierdie week en ek meet my ouderdom aan my pas in, en ek sê vir myself, wel,
Ek het nog so 25 jaar. En weet jy, kom agter waarmee is ek besig. Ek sien reeds die einde. My einde. Paulus skryf, hy sê die lewe is Christus, die sterwe, die wins. Ons is almal so bang vir wat daar buite aangaan. Hoekom? It's time, en ek het op 'n vorige geleentheid gesê, to worship. Now is the time. Nou is die tyd wat ons lof en ons aanbidding na buitekant toe moet vat. Die woord van die Here kom in Handelinge 13:52, jy moet dit gaan lees, dan gaan nie alles lees nie. Toe die disippels gedoop word met die Heilige Gees, het jy dit al mooi gelees, wat sê die woord van die Here daar? Hulle is vervul met blydskap en die Heilige Gees. Wie van julle is geesgedrewe mense wat hier sit? Wie van julle is al gedoop met die Heilige Gees? And where's your joy? Die Here praat nie meer met my nie, want ons is suur. Kortom, hulle is vervul met blydskap en die Heilige Gees. Weet jy, dit is 'n kwalifikasie. As jy die Gees van die Here in jou lewe moet hê, is jou blydskap. En jou blydskap is nie, ek herhaal dit, is nie net die glimlaggie op jou gesig nie. Dis wanneer niemand by jou is nie. En hier in jou hart bons dit nog van die grootheid van die Here. En ek het nou agtergekom dat die vyand het ons penne begin uitruk en ons doeke begin pluk en skeer. Want sy plan is om ons nooit in die heerlikheid van God te laat ingaan hê. Want as heerlikheid en majesteit in sy woonplek is, as blydskap in sy woonplek is, dan wil ek vir u sê, dis ons kwalifikasies om in te gaan. Die ou mense het gepraat van as jy hierdie lewensoseaan kruis. Wie van u ken daardie ou liedjie? By die Oospoort ontmoet ons seker weer mekaar. Nou is vreeslik stadig mos. Nou ek wil vir u sê, ek weet nie of ek daai liedjie weer wil sing. Die dag as die Here my kom haal nie. Ek wil uit my hart uit saam met die Here jubel en juig. Hulle praat van lewensoseaan kruis, ek het tog nooit op water geloof nie, maar daai water gaan ek oploop. Daai water wil ek oploop met 'n spoed ook. Ek wil nie sukkel nie. Ek wil vir jou sê, dat al hierdie snaakse karakters wat deesdae op televisie uitgebeeld word, sal nie die spoed hê, en mag nie die spoed hê wat ek daai dag gaan hê nie. Om Riley Hines, Vrydag begrawe, toe ons hier sit, Pastor Braam, toe ons hier sit en ek sê sy dogter, voor hy dood is, toe steek hy sy hande so op en hy begin in tale praat. Because he's got a glimpse. Hy het 'n oomblik, hy het 'n blikkie gekry in die heerlikheid van God en net daar toe verhuil hy dit. Net daar toe sit verby. Toe gaan hy huis toe. Was nie sieklik nie, was nie swak nie. Net in 'n paar dae toe verswak sy liggaam. Maar toe hy sy hande opsteek en hy roep dit uit en hy begin verborgen en spreek tot God, soos die woord van die Here sê. Ek wil vir u sê, ek glo nie ons Suid-Afrikaanse taal of die enige taal op hierdie aarde kan beskryf moontlik wat hy daar gesien het nie. En dis moontlik, hy het dit in 'n hemelse taal begin beskryf. Die glorie van God se almag, die glorie van sy rykdomme. Wat het ons om nou uit te sien? Ek wil vir u sê, 'n ewige woonplek saam met God die Vader, Jesus Seun en die Heilige Gees, kragtig in sy sterkte. En ons het nog steeds die Here se grootheid saam met ons in die vorm van die Heilige Gees wat elke dag saam met ons beweeg. Hoe lyk ons blydskap? Hoe lyk ons blydskap? Ek sluit. Die woord van die Here is baie, baie duidelik oor vrees. Ek wil nie by dit stil staan nie. Dis een van die gevaarlikste rowers van ons blydskap. Kom ons wees eerlik vanmôre met mekaar. Ek weet dat ons leef in 'n tyd en die eerste vlaag van COVID was nie 'n groot probleem nie. Nie na ons huise gekom, die tweede een ook nie, hierdie derde een. Tweede een het naby gekom. Maar hierdie derde een is na. En ek wil vir u sê vandag, soos 'n mediese dokter vir my gesê het, hy het gekom om te bly.
Maar een ding weet ek, as ek gaan toelaat dat hy my intimideer. Nou sê mense vir my, ja, maar julle het nie geloof as julle maskers dra nie. En hulle sê, ons vrees as ons maskers dra. Nee, dis soos om 'n kindjie te leer om sy hande te was. Hoekom? Jy eet nie met vuil hande nie, hoekom nie? Want dan gaan kieme in jou mond gaan. Dis nie vrees nie. Dis respek ook vir medemense. Ek verpes hom, ek sê dit vir u. Dis 'n verpesting. Geen mens het God gemaak om met 'n stuk lap om sy gesig te loop nie. Ons is daar om te skyn vir die Here. Weet jy wat kom ek agter? Ek kom ek by mense, dan moet ek twee maal kyk, nou wie is die ou? Wie is die? Okay, nie daar kan. Of as hy begin praat, sê ek, okay, nou weet ek wie praat. Al wat hierdie ding doen, hy steek die skynheilige glimlaggies weg. Want nou kan jy sien, wie's werklik bly om jou te sien. So uit sy goeie punte ook. Maar as ons gaan toelaat dat hierdie goed ons gaan laat terugsit in 'n gat van vrees en benoudheid, dan sê ek vir die vandag het ons die geveg verloor. Man, as jy daar uitstap na buite toe, en jy staan voor iemand en hy kan nie jou glimlaggies sien nie, want jou gesig is toe. Show it in your eyes. Want jou oë bly die vensters van jou siel. Nou is die tyd dat die wêreld nie meer op jou glimlag moet meet wie jy is en wat jy is nie, maar op jou oë. Want as God in ware beheer van ons lewens is, dan flikker dit in ons oë. En is dit 'n deel van ons lewe. Paulus skryf in Handelinge. Hy sê, maar ek bekommer my glad nie, ek ken nie die skrif, maar ek wil net by 'n punt staan. Hy sê, ek bekommer my glad nie, ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek, hoor hom gou mooi, sodat ek my loopbaan, my werk, my loopbaan, kan volbring. Okay? En die bediening. Ek ag myself nie dierbaar nie. Maar een ding weet ek bekommer my ook nie vir die rede, vir die brede is. Hierdie goed beroof my. U wat nog tydelike werk doen, het jy al agtergekom as jy die dag nie lekker by die werk instap en jy's nie vriendelik nie, jou hele dag is sommer mislik en miserabel. Nou kom ek vertel jy iets in die bediening. Man, as goed soos hierdie aan jou tentdoeke ruk, dan word jy ook maar bekommerd, benoud, krampie, mislik, brommerig, grommerig. Selfs in die bediening, maar ook in ons loopbane. En hierdie dek eintlik wat Paulus sê, in my tydelike, sowel as in my geestelike, gaan ek nie toelaat om bekommerd te wees nie. Ek wil nie toelaat dat goed my gedagtes en my emosie beklad nie. Wat wil ek kan nie vanmôre vir u vertel, hoe moet jy bly word nie? Jy sien, ek kan my vrou baie bly maak as ek kan nou vanmôre vat en van sê, kom ons gaan kies vir jou gou-gou, daai groot diamantring wat jy so like, of ek kan van sê, kom ons ry gou-gou en jy gaan kies vir jou gou-gou die of daai, of ek kan moontlik vir haar die grootste bos blomme koop en vir haar gaan gee en dit kan haar baie gelukkig maak. Daar's maniere om dinge te doen om iemand te laat smile. Maar hoe smile jy as jy alleen is? Wat doen ek dan? Nou gaan ek vir u baie regheid sê. Begin improvise. Begin iets doen wat jou gelukkig stem. Begin iets doen wat jou hart opgewonde maak. Man, gaan ry fiets, gaan klim berg. Gaan ry 4x4. Man, as jy moet hardloop om die blok. As jy nie meer kan nie, rol om die blok. Is dieselfde ding, jy sal iewers kom, jy gaan daar kom. Maar doen iets wat jou gelukkig gaan hou. Is goed om so 'n bietjie te lag. Is goed om so 'n bietjie te glimlag en net iets te sê.
Gaan kuier vir Bram, want hy het 9 maande laas sy huisbesoek gehad. Gaan kuier vir iemand en gaan doen by iemand. Ry na Nommen toe, hy maak 'n happy burger, hy noem dit 'n happy burger, en sê vir hom, ek soek jou happy burger. Ek vat net 'n voorbeeld vanmôre. Begin net so bietjie. Begin net so bietjie iets doen. Ek is nie 'n ou wat hou van vinnig ry nie, oor die algemeen nie. Maar papi, as daar tye kom, ek moes hierdie week bieg, toe sê ek vir my vrou, jong, ek het nou iewerster 'n speedfine gekry. Want iewerster, ek is nie, my vrou het so 'n klein karretjie. She loves it. She adores it. But it bores me. Sien, ek is gewoond, ek ry 'n ding as ek wil verbygaan. Dan gaan ek, dan loop die ding. Dis lekker. Dit maak my gelukkig. It makes me feel happy. Daar's baie dinge wat ek graag sal wil doen as ek die tyd voor gehad het, maar doen iets wat jou kan gelukkig maak. Maar die beste van alles, begin. Dit is my raad aan u vandag. Sit maar weer, terwyl jy ry jou gospel aan. Daar's nie 'n beter pil in hierdie lewe, soos iemand eendag gesê het, as die gospel nie. Die beste pil vir blydskap is die evangelie. Sing van dit. Besing dit. Begin dink, waarvoor het God u bestem? En begin beplan om daar uit te kom. Jy sien, ek sê die ander dag, my swaar bel my gisterand. My vrou se sussie wat net ouer as sy, en hy bel my, en hy sê vir my, mag jy baie oud word? Ek sê, ja, ek gaan baie oud word. Hy sê, mag jy ouer word as al jou familie? Ek sê, ja, ek sê, want ek gaan my vrou nog jare lank irriteer. Nou jy sien, ek is nie net daar om haar te irriteer, of haar kwaad te maak, of haar bly te maak nie. Ek is ook nie hier om swaar te kry nie. In armoede kan jy nog steeds blydskap hê. In rykdom, weet jy, ek weet van miljonêers wat so ongelukkig is dat hulle kan nie leef nie. Geen blydskap nie. Vir die wat dit nie gehoor het, ek gaan vir die vertel. Ons trek Kaap toe. Die ouer gelidmaat het dit gehoor. En ons is nie gewoond aan klein huisies nie. Glad nie. En hier kom ons in. Die eerste ding toe ons begin, kom in die Kaap en ons sien die huis en ons sê vir my, Jesus, hierdie huis is daarom maar bitter klein. Ons meubels, ons gee weg, ons doen dinge, ons kom alles. En my vrou, en dis maar vroulik, 'n vrou maak ons nie maklik ontslaaf van hulle goed nie. My vrou hou vas, en ek is ook maar so, en ons hou vas en ons praat oor hierdie goed, en ons worstel oor hierdie huis. En ons kom by die Spur daar in Pretoria, en ons gaan nou net 'n koffie daar drink. Nou ek wil vir jou sê dat die Here kan tot in die Spur met jou praat. Just give him a chance. En terwyl ons wag vir die koffie, toe kyk ek na my vrou en ek sien maar sy is, ne? Maar ek weet, die hele gesprek is die huis, alles gaan oor die huis. Waar ons ry, wat ons doen is die huis, want dis al worry nou, dis die huis. En ek het nie meer antwoorde nie. En sy haal daai ou wit, daai vierkantige suikerpakkies nog. Haal sy so uit en dan sy kyk hom so en sy begin lag. Sy sê, kykie, tog, okay. Daar's 'n smile op haar dial, so dit moet iets moois wees. Ek dink dis iets komies. Toe kom so lees, toe sê daar agter op die pakkie, liewe se klein huisie en liefde daarby. Vanmôre wil ek nie vir u preek nie. Ek wou nie vir u preek nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, kom ons verloor dit nie. Kom ons stap hier uit met 'n lofprysing vir die Here. Kom ons stap hier uit, jy moet môre gaan werk. Jy moet, almal van ons het 'n job om te doen, ons het iets om te gaan. Jy moet, en dit lyk nie altyd lekker nie. Maar moenie dat die duiwel jou blydskap vir jou beroof terwyl jy wat is werk toe nie. Dink gou môre aan jou werk. Ag Here, ek het 'n meeting môre en ek is nie lus vir daai ouens nie. Kan ek nie net hierdie goed, ek is nie lus vir my baas nie, ek is nie lus vir hierdie mense nie, ek is nie lus vir al hierdie goed en dit nie. Just think about this.
Sing 'n bietjie 'n oorwinningslied voor jy werk toe gaan. Sing 'n kliphard op in die kar sodat jy dit met jou eie ore kan hoor. Hoor gou mooi. Jy het nie nodig om te worry wie na jou luister of jy tenor of te goor is nie, jy sing net. En dink so daar. Moontlik is daar net iemand wat die blydskap van die Here in jou môre gaan raak sien. En jy gaan sy hele lewe vir hom verander. In jou loopbaan, maar ook in jou bediening. Wil ek jou gou iets vertel. Baie mense wil vandag hulle loopbane agteruit skuif om in die bediening te staan. Jy gou iets vertel. Die beste plek vir bediening is juis in jou loopbaan. Nou, hoor wat ek vir u vandag sê. Nou wat die tyd is wat kerke op 'n gereelde basis toemaak vanweë regulasies en COVID goed. Nou is die tyd wat jy in jou loopbaan vir die Here kan werk. Nou is die tyd waar ons bediening kan uitleef. Nie toelaat dat die duiwel ons beroof.